Môre, dis Dinsdag die 23ste Junie en ons almal ken die storie van Josef, maar vandag wil ek jou iets wys wat jy dalk misgelees het. Ons lees uit Genesis 37 verse 1 tot 4 en die titel van ons dagstukkie is Nie jy nie. Nou Josef is 17 jaar oud, die eerste seun van Rachel, die lieflingsvrou van sy pa se hart, wat gesterf het toe Benjamin gebore is. Elke keer as Jakob na Josef kyk, sien hy Rachel en hy wys dit so ooglopend. Maar kyk na die woorde, so mooi en versigtig in vers 3. Nou ons moet begin in vers 1, want daar staan en Jakob. En dan in vers 2, dit is die geskiedenis van Jakob. Maar in vers 3 verander alles. Die teks sê nie Jakob het vir Josef lief gehad nie. Dit sê Israel het vir Josef lief gehad. Daai woord maak alles anders. Jakob was die bedrieër, die vlugter, die man wat sy broer gemanipuleer het vir 'n seëning. Israel is die man wat met God geworstel het en nie gelos het nie, en in die môre 'n nuwe naam ontvang het. Dit is nie net 'n feilbare vader wat sy gunstelingskind bevoordeel nie. Dit is die verbondsvader wat die kleed gee. 'n Kleed wat sweef tot by die grond, veelkleurig en ryk. Dit was nie bedoel vir die veld nie, maar vir die troon. En in 'n gesing van skaapwagters sê daai kleed een ding sonder enige woord. Hierdie seun is anders. En die 11 broers het dit gesien en beleef. En vers 4 sê dit so duidelik vir ons. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Vriendelik. Nou die woord wat hier gebruik word, dra die idee van shalom, vrede, heelheid, rus in jou binneste. Hierdie broers het shalom verloor, net deur na hulle eie broer te kyk. Jy het ook al dalk by die tafel gesit, die kleed wat verby jou gegaan het. Dalk was dit jou bevordering, dalk die erkenning, maar op die ou einde was dit nie jy nie. En in daai spesifieke oomblik het jy net twee paaie wat voor jou lê. Die eerste, jy raak stil en verbitterd. Die pyn draai jy soos 'n kleed wat jy nooit kan uittrek nie. Maar die tweede vra iets van jou. Dit vra dat jy glo wat Josef selfs later sê in Genesis 50 vers 20. Julle het wel gedink om kwaad teen my te doen, maar God het dit ten goeie bedink. Nou God was nie verras nie. Hy was reeds besig om sy plan uit te werk. En as jy regtig na Josef kyk, hoop ek jy sien vandag iemand anders. Josef was maar net 'n skadubeeld, die geliefde seun van sy vader Israel. Verag deur sy eie mense, verraai, verkoop vir silwer en sy kleed as bewys teen hom gebruik. Nou eeue later na sy dood staan daar geskrywe in Jesaja 53 vers 3 oor 'n ander een. Hy was verag en deur die mense verlaat. En in Matteus 3 vers 17 sê God dit self hardop by die Jordaanrivier. Dit is my geliefde seun. Hy was ook verag. Hy was ook verraai. Hy was ook verkoop vir silwer. En by die kruis word Jesus se klere uitgetrek en tussen die soldate verloot. Nou kyk hoe wonderlik die Bybel is, want ongeveer 1000 jaar voor dit het Dawid dit reeds geskryf in Psalm 22 vers 18. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Kan jy nou die skadubeeld sien? Is dit nie amazing nie? Maar ons moet ook onthou, op die derde dag het Jesus opgestaan. Die dood kon hom nie hou nie. Jesus het die kleed van smaad gedra, sodat jy die kleed van genade kan dra. Jy is nie oorgeslaan nie. Jy is aangeneem. Kom ons bid saam. Here onse God, U ken ons. U ken elke oomblik toe ons gevoel het, ons is die een wat verbygegaan is. Dankie Here dat U in hierdie gebroke gesin
reeds besig was met u reddingsplan. Dankie dat Jesus die kleed van smaad gedra het, sodat ons die kleed van genade kan dra. Here, help ons om nie soos die broers te word nie, stil en verbitterd. Leer ons om ons pyn voor u neer te lê. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Kyk hoe mooi die Bybel in Lukas 15 vir ons wys, oor die verlore seun wat huis toe kom met niks. En die eerste ding wat die vader doen, hy het hom innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die tweede, het hom nie enige kleed laat aantrek nie, maar die heel beste. Dit is ook die kleed wat onsse Vader vandag vir jou het. Kyk hoe lief die Vader jou het. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.